Goeiedag. As ek vir jou vra om 12 vir my te skryf as 'n produk van priemfaktore, wat gaan jy doen? Kom ons kyk. Vandag praat ons dan nou oor die produk van priemfaktore. Jy kan dit doen in terme van 2 metodes. Daar seker meer metodes, maar ek gaan nou 2 metodes met jou doen. Die eerste metode het jy eintlik dalk in graad 7 reeds gedoen. Dis die boomdiagram. Kom ek wys jou vir jou hoe werk dit. Ons wil nou weet, wat is faktore van 12? So gee vir my 'n faktor. 2 maal 6 of 3 maal 4. Dit gee nie om watter een jy vat nie. Ek gaan nou vat 3 maal 4. Maar die vraag is, dit moet 'n produk van priemfaktore wees. So hierdie faktore moet priemgetalle wees. En daarom vat ek nie 1 maal 12 nie, want dit gaan my nêrens bring nie. Vat 3 maal 4. Is 3 'n priemgetal? Ja, 3 is 'n priemgetal. Is 4 'n priemgetal? Nee. 2 maal 2 is 4. Is nie 'n priemgetal nie. Och, dan gee ek eintlik aan die volgende stap. So 4 kan dan opgedeel word in nog 'n faktorpaar. 2 maal 2. Is 2 'n priemgetal? Ja. Daai 2 is ook 'n priemgetal. So ek het nou die 12 opgedeel in sy priemgetalle, of sy priemfaktore. Maar die 2 kom 2 keer voor. So as ek dit moet skryf as produk van priemfaktore, beteken dit, ek moet dit skryf as die priemfaktore wat gemaal word met mekaar om 12 te gee. So ek gaan sê 2 maal 2 maal 3 is gelyk aan 12. Kom ons kyk of ons reg is. 2 maal 2 is 4. 4 maal 3 is 12. Ja, ons is reg en ons het hom geskryf as 'n produk van, want dit word gemaal, priemfaktore, ja, want 2, 2, 3 is almal priemgetalle en faktore van 12. Die tweede metode oor hoe ons hierdie kan skryf, is deur gebruik te maak van die leertjie metode. Kom ons noem dit maar die leertjie metode. Ek skryf 12 aan die regterkant en dan trek ek so klein streepietjie. Nou begin jy met jou kleinste priemgetal. Wat jy nou hopelik weet en besef is 2. Kan 2 in 12 indeel? Sien, nou kom ons weer by daai deelbaarheidsreëls wat ons vroeër gedoen het. Baie belangrik dat jy dit ken en kan toepas. Ja, 2 kan in 12 indeel, want 12 is 'n ewige getal. So, as ek ook sê 2 deel daarin, is dit so goed soos ek kry die helfte. Kan ek die helfte kry van 12? Ja, helfte van 12 is 6. So 2 gaan in 12 in 6 keer. Hou nou aan met die priemgetal tot hy nie meer kan nie. Kan 2 in 6 ingaan? Ja, 2 gaan in 6 in 3 keer. So 2 gaan in 6 in 3 keer. Kan 2 in 3 ingaan? Gaan na jou volgende priemgetal toe. 3. Kan 3 in 3 ingaan? Ja man, dis dan hy self. So 3 gaan in 3 in 1 keer. En die oomblik as jy nou stop met die 1 daar, dan weet jy dis nou waar jy gaan stop. So wat is dit nou in terme van die produk van priemfaktore? Ek kan sê 2 maal 2 maal 3 is 12. En aangesien ek my 2 maal 2 skryf, jy gaan dit sien as jy na die eksponente kyk, kan ek daai net sowel skryf as 2 kwadraat maal 3, wat vir my 12 gee. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. 420. En ons gaan hom op beide van hierdie metodes doen. Ons doen hom heel eers met die boomdiagram. So kan jy vir my 2 faktore gee van 420? Begin dalk, as dit so groot getal is, begin dalk by 2. Kyk of dit 'n ewige getal is. Kan ek die helfte kry van 420? Ja, dis 210. So 2 maal 210. Is 2 'n priemgetal? Ja, gaan ek hom opkring. Is 210 'n priemgetal? Kans is nie goed nie.
Wat maal wat is 210? Jy kan aanhou met die 2 of jy kan enige ander 2 faktore kry. Ek gaan vat 30 maal 7. Dit gee nie om of jy ander faktore nou het nie. Aan die einde gaan die antwoorde of moet die antwoorde dieselfde wees. Is 30 'n priemgetal? Is 7 'n priemgetal? Ja. So 30 moet ek dus nou ook kan verder indeel. Geef my 'n faktorpaar van 30. Wat van 5 maal 6? 5 maal 6. Is 5 'n priemgetal? Ja. 6 'n priemgetal? So watter faktorpaar van 6 kan ek gebruik? 2 maal 3. 2 is 'n priemgetal en die 3 is 'n priemgetal. So as jy 420 nou moet skryf as 'n produk van priemgetalle, gaan jy dus dan nou sê 2 maal, nou gaan ek dit skryf van klein na groot, hoor. 2 maal 2 maal 3 maal 5 maal 7 is 420. En daar het ek dit dan nou gedoen op die boomdiagram metode. Ek kan dit ook op die leertjie metode doen. So kom ons skryf 420. Nou sê, begin by jou kleinste priemgetal. Kan 2 in 420 indeel? Kan jy die helfte van 420 kry? Ja, dis 210. So 2 gaan daar in 210 keer. Hou nou aan met die 2. Kan ek die helfte van 210 kry? Kan ek 2 in 210 indeel? Ja, 105 keer. 2 gaan daarin, 105 keer. Hou aan met die 2. Kan ek 2 in 105 indeel? Is 105 'n ewige getal? Nee, hy is nie, jammer. Ok, goed, dan kan ek nie nou daar aangaan met die 2 nie. Gaan nou aan na jou volgende priemgetal. 3. Kan 3 in 105 indeel? O, gitsie, dalk weet jy nie, maar wat is die deelbaarheidsreël van 3? Tel jou syfertjies bymekaar. 1 plus 5 is 6. En as daai 6 gedeel kan word deur 3, dan sal 105 ook gedeel kan word deur 3. So 3 gaan daarin 35 keer. Hou aan met die 3. Kan 3 in 35 ingaan? As jy nie seker is nie, en jy ken nie jou 3 maal tafel goed nie, tel daai syfertjies bymekaar. 3 plus 5 is 8. Nee, hy kan nie daar ingaan nie. Gaan nou jou volgende priemgetal. 5. Kan 5 in 35 ingaan? Ja, want die laaste syfer is 'n 5. So 5 gaan in 35 in 7 keer. En 7 is ook 'n priemgetal. 7 gaan in homself in 1 keer. So as ek 420 nou moet skryf op my leertjie metode, as 'n produk van priemfaktore, gaan ek sê dus 2 maal 2 maal 3 maal 5 maal 7 is 420. Seuns en dogters, ek hoop regtig dit maak vir jou sin, en ek hoop jy is ook nou op die punt waar jy die wiskunde soveel soos ek geniet. Tot volgende keer. Totsiens.